Goeiedag, en dit is goed om vir 'n oomblik stil te word en ons vir 'n oomblik te vestig op wat maak ons nou werklik hier? Wat is die punt daarvan dat ons hier op aarde gemeente is en dat ons sê ons deel is van 'n geloofsgemeenskap en ook huishoudings, mense wat sê ons wil die Here dien, ons wil die Here getrou navolg. Hoe lyk die effek daarvan? Hoe lyk dit wanneer dit deursuur, wanneer mense 'n samelewing deurweek en deursuur wat hierdie as 'n roeping aanneem, mense wat sê ons is diensbaar. En die ding van diensbaarheid kom baie keer, mense is nooit diensbaar op jou terme nie. Dis juis in die ongewone omstandighede waar dinge nie so lekker is, dat ons baie keer vergeet om op te tree in diens van die Here. Ek val gereeld in daai struik. Dat ek myself telkens moet herinner, wat is die basiese, wat as ek my restore to factory default settings, wat is dit, wat is ons die heel basiese, is dit om diensbaar te wees in die Here se koninkryk. Paulus en Barnabas bevind hulle in Lystra en 'n klein teksgedeelte is vandag ons fokus, bring ons by hierdie gedeelte in vers hoofstuk 14, in vers 19 tot 20. Toe daar die Jode van Antiochië en Ikonium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad gesleep, onder die indruk dat hy dood is. Daar het gelowiges rondom hom kom staan en hy het opgestaan en weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. Is 'n kort gedeelte, maar ek dink baie keer wanneer iemand my te nakom en sommer net hierdie gewone gang vir die lewe, dan maak ek dit baie duidelik dat jy het my te nagekom en ek wil dit regstel, dat jy weet met wie het jy hier te doen. Soveel te meer Paulus in die naam van die Here, deur die Here se werk te doen, deur sy taak ook ernstig op te neem. Sy lewe is nie vir hom belangriker as sy roeping, sy taak, sy lewenstaak, om die evangelie en die genade van die evangelie van God aan te kondig nie. Maar gebeur hierdie ding met hom. Hulle het hom met klippe gegooi, hom uit die stad gesleep, en dan die volgende dag, hy het opgestaan, en hy het opgestaan, weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. Op hierdie sendingreise. As iemand jou met klippe gooi, of my met klippe gooi, wat is ons reaksie, dink ek sou dit wees. Paulus wys iets hiervan. Sy reaksie om op te staan en sy werk voort te sit. En baie keer is dit om in diens te staan van die Here, juis hierdie dinge wat ons, daar word aanspraak gemaak op ons gemaak. En hier in Paulus se lewe op sy eie lewe. En hy kan amper, jy kan amper hierdie gefokustheid sien, dat hy steeds voortgaan om sy werk, sy lewenstaak te verrig.
diensbaar te wees vir die einste mense wat hom stenig, wat hom met klippe gooi. En ek vra die vraag vir my eie lewe, wanneer mense my so begroet, of so ontvang, of so uitjaag of wegstuur, wat sal my reaksie wees? En net in die dink oor wat my reaksie sal wees, dink ek is daar 'n klomp skaafwerk in my eie lewe. Is die vraag, is my roeping staak om diensbaar te wees? Het ek dit vir myself uitgemaak dat dit die belangrikste taak in my lewe is? En mag die Here vir my en vir jou al hoe meer gebruik. En mag ons amper hierdie gefokustheid, hierdie einddoel om Christus se werk te doen. En nie deur die ander dinge wat ons aandag aflei, daardeur ingesuig te word en eintlik ons doel mis en heftig reageer en eintlik ons getuienis by die deur uitgooi nie. Hy het opgestaan die volgende dag, die stad binne toe gegaan en op sy volgende dorp vertrek. Mag die Here vir my en vir jou ook so help en toerus, dat ons ook so kan leef. Kom ons vra vir sy genade. Here, dankie dat ons Paulus se lewe het. Ons weet, Here, het U hom wonderbaarlik en kragtig gebruik. Gebruik ons ook wonderbaarlik en kragtig in U koninkryk. Ons bid dit opreg en as kinders wat U wil behaag. In die wonderlike naam van ons Here. Amen. Seën vir jou en mag jy die Here se genade beleef. Totsiens.